In Romeine 8 vers 22 tot 25 hoor ons dat die hele skepping sug in die pyne van verwagting. Dit wys op die pyne van 'n swangerskap voor 'n geboorte, maar is ook die taal van Eksodus 2 vers 23 tot 25, waar die Israeliete as slawe in Egipte gewerk het en baie swaar gekry het. Hulle het tot God gesug dat hy vir hulle uitkoms moet bring. Die mense wat sug, is hulle wat die Heilige Gees as eerste gawe van God ontvang het. As die eerste vrugte van die oes begin ryp word, het die Jode 'n oesfees gehou om te sê dat die volle oes sal volg op hierdie eerstes. Net so is die eerste kind wat gebore word 'n teken dat daar nog meer kan kom. Soos Christus deur die Gees vir ons 'n nuwe lewe bring, is die Heilige Gees die eerste gawe om te sê dat daar saam met Christus nog baie meer vir ons wag. Gelowiges het in Christus 'n vaste hoop op die lewe wat hy vir ons gebring het, en ons wag daarop met volharding. Waarom dink jy sug gelowiges? Ons sug want ons is vasgevang tussen die eerste en tweede koms van die Here Jesus na hierdie wêreld. Ons sug want ons het 'n vaste hoop op die lewe wat Christus vir ons gebring het, maar ons het dit nog nie. Ons sien nog uit na die lewe by God in die hemel. Ons sug saam met die skepping en sien uit na Christus, wat alles gaan kom nuut maak. Ons sug en roep na God, soos die Israeliete in slawerny, omdat die wêreld om ons dit vir ons baie moeilik maak om te bly glo. Sug roep jy ook op grond van die Gees wat in jou is, na God om alles te kom nuut maak.